Goeiemôre broers en susters en kinders, baie hartlik welkom by ons saamwees vanmôre rondom die woord van die Here. Ons gaan vanmôre 'n bietjie verder kyk na die tema beproewing. Jy sal onthou dat ons verlede Sondag uit 1 Petrus 1 'n perspektief daarop gekry het. En vandag gaan ons 'n bietjie verder oor die onderwerp nadink uit Jakobus 1. En die tema wat ek vir die prediking geformuleer het, is nogal 'n lang tema, maar ek hoop om hom baie mooi uiteen te sit. En die tema is as volg: God leer ons deur swaarkrytye om te volhard, en deur te volhard, groei ons geloof tot volle geestelike rypheid, sodat ons die Here met wysheid kan dien. Soos ek sê, dis 'n mondvol, maar ons vertrou dat ons met die prediking dit vir ons almal mooi uiteen sal sit. Kom ons begin deur die Here saam te loof met lied 184, vir my 'n gunsteling. Lofsing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lofsing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Ons sing al 4 verse van lied 184. Kom ons neem 'n ander hartsgesindheid aan as ons nou met die Here gaan besig wees en hy met ons gaan besig wees met lied 163. Daardie smagting om gemeenskap met die Here te hê, om naby aan die Here te wees, veral in tye van swaar kry. As hierdie lied sê, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. Ons sing dit saam en direk daarna bid ek vir ons om die seën van die Here. Alleluia.
Kom ons bid saam. Mag die genade en vrede van God ons Vader in Jesus Christus vanmôre by elke een van ons wees. Skenk dit ons Here as ons hier op hierdie besondere manier rondom u woord by mekaar is. Wees met almal wat inluister en kyk. Skep nou in ons harte deur u Gees ook 'n fokus op u, dat ons met u besig is en 'n verlange om ook uit u mond u boodskap te hoor. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Kom ons sing verder van God se sorg en sy lyding ook in swaarkry tye met skrifverryming 12:6. Skrifverryming 12:6, dis 'n beryming van Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus en ons sing al 5 verse, dis op die melodie van Psalm 100. God sal ek loof my lewe lank, ja op my sterfbed sal ek dank, want hy verseker in sy woord dat ek nie aan myself behoort. En al die pragtige verse wat daarop volg, wat skryf van hoe dat God ons in swaar tye ook beskerm en dra. Kom ons sing dit hartlik saam. Ons gaan ons geloof bely en ons doen dit vanmôre aan die hand van die geloofsbelijdenis wat in die stad Nicea opgestel is deur die kerke en ek vra vir ouderling Chris de Bruin om vir ons asseblief voor te gaan in hierdie belydenis. Broers en susters, kom ons bely saam met Nicea en alle gelowiges oor die aarde soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe.
Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons verootmoedig ons ook voor die Here, en vanmôre doen ons dit uit Jakobus 2. Ons gaan ons teksgedeelte is uit Jakobus 1, en in Jakobus 2 skrywe Jakobus baie ernstig oor die feit dat 'n mens se geloof nie net woorde moet wees nie, maar dade. As die Here vir ons in die wet sê dat ons dinge moet doen, dan moet dit ook in ons geloof na vore kom met geloofsdade. Ouderling Hendrik van der Walt gaan vir ons dan die wetlesing doen uit Jakobus 2 vanaf vers 14 tot 26. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg, die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek het, en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'n Liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Kom ons sing nou in aansluiting by ons verootmoediging uit die wet, uit Skrifberuiming 14:1, vers 2 en vers 3, waar ons mekaar ook aanmoedig om werklik met geloofsdade te volhard in ons geloof. Al kry ons dikwels ook swaar.
Ons gaan vanmôre 2 gedeeltes saam lees uit die Here se woord. In die eerste plek uit Matteus 5, die baie bekende bergrede, vers 1 tot 12, en ouderling Anton Steiger gaan dit vir ons voorlees. Asseblief Anton. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En dan kom ons by ons teksgedeelte, Jakobus 1. Ons gaan lees vers 1 tot by vers 8. En ouderling Theo Kutse gaan vir ons hierdie skrifgedeelte voorhou. En ons teksverse sal dan wees vers 2 tot 5 van Jakobus. Asseblief, Theo, sal jy vir ons lees? Jakobus 1 vers 1 tot 8. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. My broers, julle moet baie bly wees wanneer julle allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is, in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Geliefde broeders en susters en liewe kinders, hier was in ons gemeente 'n lidmaat wat deur geweldig baie en diepe beproewinge in haar lewe gegaan het. En soos ek die voorreg gehad het om die geloofspad saam met haar te stap, het ons baie gepraat en gedink en worstelend saam gebid oor hierdie beproewinge wat oor haar gekom het en wat die Here se plan daarmee was. Op 'n dag toe ek weer by haar kom en ek hierdie teksverse uit Jakobus 1 met haar deel, het sy sommer nog voordat ek dit klaar gelees het vir my gesê: "Dominee Piet, moenie net weer vandag vir my kom sê dat die Here my iets wil leer met my swaar kry nie. En dat die Here my swaar kry wil gebruik om my sterker te maak nie. Ek het genoeg geleer. Ek is sterk genoeg. Hoekom moet ek nog swaarder kry? Hoekom moet ek nog sterker word? Ek is nou volleerd. Ek wil nie sterker word nie. Hoe lank moet ek nog uithou? Die Here kan nou maar ophou met die beproewinge." Liewe broeder en suster, sy het my uitgebou met hierdie reaksie en ek kon maar net oorgaan om haar in gebed aan die Here op te dra en te bid dat die Here ons sal leer om hom te vertrou en ons oor te gee aan dit waarmee hy met ons in ons lewe besig is. En ek het besef, haar woorde is nie verset nie, maar 'n diep worsteling met swaar kry in haar lewe en wat die doel daarvan is. Waarheen is die Here op pad? En ek het besef, ek moet nie nou goedkoop praatjies met haar praat nie. Maar broeder en suster, vandag weet ek dit. Sy was nog nie klaar geleer nie. Maar sy het dit nie besef nie, en ek ook nie. Die volharding in haar beproewing
moes nog iets in haar geloof na vore bring, naamlik berusting en aanvaarding. Dit het ek later na haar dood besef. Dit is waarom die Here nog steeds met haar besig was. Dis wat die Here haar nog wou leer. Sy het dit nog kort gekom. En later, so het die Here haar gereed gemaak ook om die laaste tyd hier op aarde deur te bring, het sy daarby uitgekom. By berusting en by oorgawe aan die Here. En so het haar geloof ook geestelike rypheid tot by daardie punt gekom. En daarom, broers en susters, kan ek vanmôre met baie oorgawe en baie sekerheid hierdie boodskap vir ons bring van die Here. Ek en jy moet dit weet, al worstel ons ook daarmee. God leer ons deur ons swaar kry tye om te volhard. En deur te volhard, groei ons geloof tot volle geestelike rypheid, sodat ons die Here met daardie geestelike ryp geloof kan dien met wysheid elke dag. Kom ons gaan hierdie tema opbreek in 3 hoofpunte. In die eerste plek, God leer ons deur ons swaar kry tye om te volhard. Dis die eerste ding waarna ons gaan kyk. In die tweede plek, deur te volhard, groei ons geloof tot geestelike rypheid. En in die derde plek, die doel van beproewing is dus dat ons uiteindelik die Here daagliks met wysheid kan dien. Dat ons presies kan weet hoe ons elke dag ons geloof moet uitleef. Dis die doel. Geliefde broeders en susters en liewe kinders, om staande te kan bly deur swaar kry tye, moet ek en jy sekere dinge weet. Die regte kennis help jou om te verstaan wat is besig om met jou te gebeur terwyl jy swaar kry, en dit help jou om daardeur te werk, om te kom by waar God jou wil hê. Dis waarom die Here ook voortdurend besig is om ons te leer deur ons swaar kry tye. Dis soos skool toe gaan. Ek moet iets leer. Ons kinders weet mos, nê. Ons gaan nie skool toe en dan is ons vir die hele kwartaal op skool en dat ons niks geleer nie. Nee, ons gaan skool toe en elke dag leer ons iets nuuts. So is 'n swaar kry tyd soos wat ons nou as volk en mense in die land en as kerk belewe, is dit skool toe gaan tyd om iets te leer oor ons geloof. As ons na ons teks kyk, broers en susters, dan sien ons dat Jakobus 2 woorde in hierdie teksverse gebruik om die aandag te vestig op hierdie kennis wat ons nodig het en wat ons moet hê. Hy spring sommer daar aan die begin van vers 2 weg met die woorde: My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Maar eintlik staan hier in Grieks, letterlik vertaal nou, oorweeg baie blydskap. Die 1933 vertaling stel dit eintlik mooier as daar staan, ag dit louter vrede. Met ander woorde, ag dit, dink daaroor na, dink so daaroor. Swaar kry is iets om oor bly te wees. Dis wat die Here ons in die eerste plek vanmôre wil leer. Want sien geliefdes, hoe ek en jy en hoe 'n mens oor iets dink, bepaal definitief oor hoe jy daarop gaan reageer. En wanneer ek en jy van die begin af vashou aan hierdie waarheid, dat God nie sommer maar net swaar kry tye en beproewinge oor ons lewe maar net bring omdat hy wil nie, of omdat dit nou maar sommer net deel van die geloofslewe is, of omdat dit, soos baie mense dink, vir God lekker is om die mens te sien swaar kry nie. Nee. Elke swaar kry tyd het God in sy raadsplan spesifiek vir my bepaal om iets by my te bewerkstellig. En dis mos 'n rede om anders dan oor my swaar kry tyd te dink. As ek by voorbaat my daarop instel deur te weet, dis hoe dit is, en dis wat die Here hiermee gaan doen. Is dit nie presies wat ons Here Jesus ons in sy bergrede, daardie aankondiging van sy nuwe lewe vir gelowiges, vir ons daar leer in Matteus 5 nie?
Ons het dit mos saam gelees. Geseënd, gelukkig, salig, vol vreugde is hulle wat treur. Wees bly as julle vervolg word, sê die Here Jesus. Salig is hulle wat honger en dors na wat reg is. Wees bly as jy ter wille van my naam beledig word. Want jy weet, dit wat jy verloor, is baie minder werd as dit wat jy gaan ontvang. En dis die rede vir om geseënd te wees, om bly te wees. Ja, deur die genade van die Here kan ek en jy in die geloof hierdie skynbaar onversoenbare pole, swaar kry en blydskap, kan ons dit met mekaar versoen. En as ek en jy dit nie nou al reg kry nie, ons sal daar kom. Die Here is mos met ons besig in die skool van swaar kry. En mens leer nie al matriek algebra in graad 1 nie. Deur ons lewe heen leer die Here ons hierdie goed, neem hy ons deur die swaar kry tye, sodat ek en jy uiteindelik by daardie punt kan kom, waar ons met vreugde ook kan sê, dis goed so Here, as daar swaar kry kom, ek verstaan wat u besig is om te doen, en ek sien nou alreeds uit na die uiteinde daarvan, die vrug wat hierdie swaar kry vir my as gelowige gaan bring. Die tweede woord wat Jakobus gebruik om te wys op hierdie kennis wat ons nodig het, dit wat ons moet leer, dit vind ons in vers 3 as hy daar skrywe. Want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Soos julle weet. God gee ons by voorbaat hierdie kennis, sodat hierdie kennis ons kan help om die doel te bereik. Toegerus met kennis kan ek die toets deurstaan. Dis soos 'n atleet, as ek nou maar hierdie voorbeeld kan gebruik. En ons kinders kan ook baie daarmee identifiseer. As julle nou kan terugdink toe julle nog rugby gespeel het, of netbal of hokkie, dan weet 'n mens, daar's 'n tyd waarin ek moet swaar kry in die oefenprogram. Maar as ek die oefenprogram deurloop en as ek daarin volhard om hard te oefen, dan gaan ek die vrugte pluk deur op die baan 'n goeie plek te behaal of dalk selfs te kan wen. Broer en suster, 'n mens sal geen atleet ooreed om vir ure en ure en ure hard te oefen en te sweet en swaar te kry, as hy nie weet dat dit vir hom die vrug gaan bring en die beloning gaan bring van oorwinning of van 'n eerste plek nie. En daarom, broers en susters, wanneer ons vanmôre as gelowiges vir mekaar sê dat ons nou in ons land en in die ganse wêreld deur 'n moeilike tyd gaan. As ons met mekaar as gelowiges praat en ons sê dat hierdie tyd is vir ons as in ons kerkwees ook baie moeilik. En as ons hoor ook in gesinne dat dit swaar gaan met die omstandighede waarin gesinne gaan, dan kan ons mos nou vanmôre by voorbaat vir mekaar sê, weet nou by voorbaat, die Here gee jou nou hierdie kennis, dat hierdie moeilike tyd waarin ons nou is, gebruik die Here. Ons is nou in die skool van swaar kry, sodat ons kan leer wat die Here ons wil leer. En wanneer ek dit weet, en dit omhels, dan kry ek die genade om te kan volhard wanneer dit swaar gaan. Om te kan aanhou as ek wil moed opgee. Om te kan vashou as dit vir my voel, alles word onder my voete uitgeruk en ek is in 'n modderpoel waar ek nie weet waarheen ek gaan nie. Dan kan ek vasgryp aan die Here. Die wonder van die Here se draagkrag in ons lewe is, broers en susters, dat ons dan gewillig aan hierdie beproewingstyd, aan hierdie toets van die geloof onderwerp. Kyk bietjie weer na vers 4. As ons dit 'n bietjie ondersoek. Vers 4 moet eintlik so vertaal word. En laat die volharding tot voltooiing kom. Luister weer mooi. Laat die volharding
tot voltooiing kom. Die 1983 vertaling stel dit so, en die volharding moet eindtyd volgehou word. Nou hierdie vertaling is nie baie goed nie, want dit skep die indruk asof die volharding van ons afhang. Terwyl daar in die Grieks eintlik staan, gee jou oor, laat die volharding eintyd voltooi word. Gee jou oor, want dis God wat jou dra. Dit het ons mos verlede week so mooi uit 1 Petrus 1 gehoor. Dat dit die krag van God is wat ons deur swaar tye dra tot die einde toe, dat ons kan volhard. En daarom bedoel Jakobus hier, gee jou gewillig oor aan die toets van beproewing tot die einde toe. Die Here dra jou. Ja, alles is soms ondraaglik, al bring dit jou soms in opstand en worstel jy met die Here daaroor. Dit was die les wat ons suster moes leer, waarvan ek in die inleiding van vertel het. Dis wat sy nog moes leer. Gee oor, sodat die Here jou deur sy krag kan dra. Dis immers sy vaste belofte. Dis hy wat hierdie werk in ons begin, dis hy wat ons aan die toets onderwerp, en dis hy wat dit voltooi. Dis die onbeskryflike genade van die ons liefdevolle Vader wat ons in hierdie skool sit en ons daardeur lei. Dis waaraan ons kan vashou in hierdie tyd. Dis waarop ons onwrikbaar kan vertrou. Ons sal net nou weer hierop terugkom. Want broers en susters, deur ons gewillig en met vertroue oor te gee in die hande van die Here om in die skool van swaar kry te leer, groei ons tot geestelike rypheid. Dis die tweede saak wat die Here vanmôre vir ons wil openbaar. Deur te volhard, groei ons geloof tot volle rypheid. Kry jy swaar? Is dit vir jou moeilik in hierdie tyd? Of wat daar dalk ook, broeder en suster, in julle lewe mag wees, wat op hierdie stadium vir julle as 'n diep beproewing geld, miskien siekte, of dood, of finansiële druk, of wat daar ook al mag wees? Weet dan dat die Here besig is om jou deur hierdie toets te lei tot volle geestelike rypheid. Weet dan, jy kort nog iets. Daar is nog iets, daar is nog 'n gebrek in jou verhouding met die Here. Daar is dalk nog 'n gebrek in jou verstaan van wie God is en wat hy doen. Daar is dalk nog 'n gebrek van verstaan van wie jy is en wat die Here met jou wil doen. Dat jou geloof, jou vertroue op God en jou liefde vir hom nog nie afgerond is nie. Iets kom nog kort. Weet dit. En aanvaar dat die Here jou ook deur die swaar kry, hierdie dinge wat jy nog kort kom en wat ek nog kort kom, dat hy dit vir ons gaan leer. Die 1983 vertaling vat 3 begrippe wat in die teks staan en voeg dit saam tot een begrip, naamlik volle geestelike rypheid. Volle geestelike rypheid. Dit is daar aan die einde van vers, of in die middel van vers 4. Soos ek sê, in die Grieks staan daar 3 begrippe, wat die vertalers nou by mekaar gevoeg het en gesê het, dis die som totaal, as jy dit by mekaar sit, is dit volle geestelike rypheid. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie 3 begrippe. Die eerste een is volmaak. As jy dit in die ouer vertaling gaan lees, sal jy hom sien. Die tweede begrip is sonder gebrek. En die derde begrip, wat baie nou aansluit by die eerste een is, kom niks kort nie. So, wat is die Here besig om te doen met my as ek swaar kry en met ons as kerk nou in hierdie tyd? En met sy kinders oral oor die wêreld wat swaar kry? Hy's besig om ons geloof volmaak te maak. Maar ons moet volmaak nou hier reg verstaan. Volmaak hier beteken nie dat dit sonder sonde is nie. Volmaak beteken dat my en jou geloof afgerond is. Dat dit voltooid is. Dat ek 'n afgeronde, voltooide geloof sal hê.
Dis God se plan met my swaar kry. Die tweede doel is dat my geloof gesond sal wees. Die woord wat hier vir sonder gebrek gebruik word, beteken eintlik in Grieks fisieke gebrek. Met ander woorde, dat my geloof 'n gesonde, kragtige, groeiende liggaam sal wees, gesond en sterk. Dis waar die Here mee besig is met my. En in die derde begrip het ek gesê, sluit baie nou aan by die eerste een, om niks kort te kom nie. Volledig, afgerond. Nou broers en susters, ons kan nou vra, maar as ek nou geleer het in hierdie skool kry, in hierdie skool van swaar kry, is dit nou maar net om te leer? Dat ek hierdie kennis kan hê? Is ek nou maar net soos in die hande van die Here, soos 'n atleet wat net moet oefen en oefen en oefen, sodat ek sterker en fikser kan word? Nee. Wat is die doel hiervan? En dit bring ons by die derde gedagte van vanmôre se prediking. Die doel van hierdie oefening in die skool van swaar kry, is om hierdie geloof van my en jou 'n rype geloof te maak, sodat ons daagliks die Here met wysheid kan dien. Dis die verbinding tussen vers 4 en vers 5 in ons teksverse. Daardie volle geestelike rypheid is 'n baie sterk verbinding met die wysheid waarvoor Jakobus ons aanmoedig om in vers 5 voor te bid. Want dis die hoofboodskap van Jakobus, nee, as jy mos die boek gaan lees, dan sien jy, Jakobus lê geweldig klem daarop, dat gelowiges se daaglikse geloof nie net praatjies moet wees nie, maar dat dit met dade uitgevoer moet word. Ons het dit gehoor in die wetlesing. Dat ons geloof met dade gesien kan word. En dis wat hierdie wysheid bedoel. Hoe ek daagliks, elke dag, in elke omstandigheid, volgens die wil van die Here kan optree in my geloof, waar ook al is en wat ek ook al doen. Hy praat later in Jakobus, praat hy van my lewenshouding, dat dit reg sal wees, van my gesindheid as gelowige, en ook, gaan lees maar weer hoofstuk 3, van hoe ek praat, my woorde, met wysheid. Volle geestelike rypheid bring my nader aan ware lewenswysheid. Volle geestelike rypheid bring my, lei my, help my om met ware lewenswysheid die Here te dien. En dis wat God wil bereik. Dat my en jou lewe daagliks so sal wees, dat wanneer mense na ons kyk en hulle ons woorde hoor en hulle ons gesindheid sien en hulle ons dade sien, dat hulle dadelik kan sien. Hierdie mense lewe volgens 'n ander lewensbeginsel. Hierdie mense het 'n wysheid in hulle wat nie uit die aarde uitkom soos Jakobus in hoofstuk 4 sê nie, maar wat van bo af kom. Wat van God af deur die Heilige Gees in sy kinders gewerk is deur swaar kry tye. Hierdie mense ken die lewe. Hierdie mense verstaan die lewe. Mens kan dit sien. Veral in die manier hoe hulle deur swaar kry tye gaan. Dat ek en jy reg voor die Here kan lewe. Jakobus sê in hoofstuk 1 vers 27, gaan lees dit gerus, hy noem dit egte en suiwer godsdiens. Die Here is nie maar net besig met herhaalde, onophoudelike toetsing van my geloof en deurbeproewing nie. Nee, die doel is om my te vorm, dat ek daagliks met wysheid hom kan verheerlik met my woorde en met my dade. En nou broeder en suster, nou weet ek en jy dat ons nog 'n bietjie ver hier vanaf is, nee. Daar is nog baie dinge wat kort kom in my geloof. En in jou geloof dalk. En daarom moet ek en jy ook met alle vreugde kan sê, my swaar kry is reg, Here. Ek is reg vir die skool. Ek hou aan U vas. Laat hierdie beproewing tot voluit met my deurloop word.
sodat ek met my lewe U kan verheerlik. Want ek weet, dis U wat my hierdeur dra. Nou daardie pragtige hoofstuk in Romeine 8, waar Paulus of die Romeine skrywer skrywe oor die gebrokenheid van ons bestaan, en die swaar kry van hierdie wêreld, en die beproewinge waardeur die gelowige gaan, en dan sê hy daar in hoofstuk 8, ons sug onder die swaar kry van hierdie lewe, en wat staan daar dan? En die Heilige Gees sug saam met ons. Want dis hy wat ons dra. Dis hy wat, as ons moet bid, soos Jakobus ons hier oproep om te bid, dan is dit die Gees, wanneer ek en jy nie meer weet nie, so moedeloos is ons, dan is dit die Gees wat bid om krag, om my vas te hou, om my te dra, om my staande te hou, en om uiteindelik hierdie wysheid in my lewe te laat voorkom. En daarom moedig Jakobus ons aan, bid. As jy wysheid kort kom, bid. En dan hierdie ongelooflike belofte, en God sal dit vir jou gee. Ek het onmiddellik gevra, hoe kan Jakobus so 'n uitspraak maak sonder om te huiwer? God sal dit vir jou gee. Omdat Christus in sy beproewinge volhard het. Lees saam met my Hebreërs 12 vers 3. Laat ons die wedloop wat voor ons lê, met volharding hardloop, dis presies wat Jakobus hier sê. Hoe? Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en nou sit hy aan die regterhand van die troon van God. Christus het volhard, want hy het die troon gesien. Daarom het hy deur sy beproewing volhard. En dan sê die skrywer, hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Wat? Hoekom? Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Christus het dit begin en hy sal dit vir ons volëindig deur die genade wat hy vir ons gebring het. Dat hy ons vasgebind het aan God en aan sy krag, sodat ons swak sondaar mense ook in genade kan volhard. Deur in hom te glo, deur op hom te vertrou, deur te bid, dat die Heilige Gees ons draagkrag gee en dat hy ons vashou en dat hy ons leer en dat hy ons lei. Dis hoe God ons daardeur dra. En dis hoe ons deur die skool van beproewing kom. Dis waarom Paulus in 2 Korintiërs 1 kan skrywe. Hoor hoe hy dit belewe. Hy sê, die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Kan jy sien waar kan 'n mens kom as dit swaar gaan? Trouwens, sê Paulus, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar hier is die leerskool. Hier is die beproewing, die doel daarvan, maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe in Christus, nê? Die verwysing na Christus. Dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Broeders en susters, dis die heerlike vrug van Christus se genadebediening aan ons. As hy die pad van lyding daardeur volhard en dit tot die einde toe deurloop, sodat daar vandag vir my en jou ook hierdie selfde genade kan wees, waarmee ons deur die skool van God se beproewinge loop, om te kan volhard tot die einde, en daardie wonderlike vrug wat die Here in ons wil voortbring, dat dit duidelik sigbaar kan word, daardie volle geestelike rypheid. Ja, selfs al is dit eers op my sterfbed, dan is dit goed, Here. Dan is die doel bereik. Daarom, ek sluit af, as ons met mekaar praat in hierdie tyd, en as ons dink oor ons swaar kry in die lewe, kom ons leer vanmôre by die Here in die skool van hierdie swaar kry. Dis kosbare tyd hierdie. Dis nie tyd om
te vermors nie. Dis nie tyd om te sit en wag dat dit verbygaan nie. Dis skool toe gaan tyd. Tyd om te leer hoe ons bly kan wees oor swaar kry tye. Tyd om te leer hoe ons kan volhard deur hierdie swaar kry, sodat ons geloof ook gevorm kan word tot volle geestelike rypheid. Dis tyd om te leer dat hierdie volle geestelike rypheid toegepas moet word, hoe ons elke dag ook nou die Here met wysheid dien, sodat sy naam verheerlik kan word. Ook in my en jou swaar kry en in ons seer kry. Dis tyd om te bid. Te bid vir hierdie wysheid wat ons kort kom. Dis tyd om te leer dat ons op die Here Jesus moet vertrou, ons oë op hom moet hou, want hy is die begin en die volëinde van ons geloof. In sy genade sal ons hierdeur kom. Amen. Ek vra nou vir ouderling Gerard Turkstra om vir ons voor te gaan in die slotgebed. Asseblief Gerard. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie ook vir die boodskap wat U vir ons vanoggend mee geseën het. Dankie Vader, dat ons weer hoop het, dat ons moed het, dat U vir ons ook troos gegee het. Here, dankie dat U ons harte ken, dat U weet, wat is elke ene van ons se bekommernisse, ons vrese. U weet ook wat is die dinge wat ons gelukkig maak. Vader, maar ons kan ons harte oopmaak, en ons kan alles met U praat, en ons kan alles met U deel, Here. Dankie dat ons kan weet, dat U so lief is vir ons en so omgee vir ons, en dat U elke gebed van ons hoor. Here, ons dra elke lidmaat in die gemeente aan U op, Here. Daar is so baie wat siek is. Here, ons het gehoor van so baie wat al in die hospitaal was die afgelope tyd, wat U alweer genees het. Dankie ook daar, Here, vir U liefde. Vader, daar is so baie mense wat op hierdie oomblik nog siek is, met verskillende siektetoestande. Here, wil U elke ene aanraak. Ons bid vir genesing, dat U ook elke ene rustig en kalm maak, en kan weet, Here, dat U hou hulle vas. Vader, ons bid vir oom Koos Jooste vanoggend spesifiek, wat tannie Marlene aan die dood afgestaan het. Here, ons bid vir hom en sy kinders, dat U hulle sal seën met troos, Here, met nabyheid. Wil U self die trane afvee, Here. Vader, dan is daar ook so baie finansiële bekommernis in ons gemeente, lidmate wat regtig bang is, waar plekke, besighede toemaak, mense wat hulle werk verloor, soveel wat die moontlikheid nog in die oë staar. Here, U is in beheer, en ons kan maar net in diepe afhanklikheid na U toe kom en sê, Here, wees met ons. U is die God wat altyd weer voorsien. U is ons God van wonderwerke. Here, ons het U teenwoordigheid so nodig. Daarom wil ons U hand vat, en ons wil U hand styf vashou, Here. Want sonder U is daar in elk geval nie betekenis vir ons lewe nie. Daarom bely ons dat ons nie sonder U kan nie, Here. Vader, ons bid vir Dominee Piet. Seën hom elke dag. Here, ook elke boodskap wat hy voorberei, elke besoek, wil U ook vir hom naby wees, Here, hom ook dra, hy wat voorloop in ons gemeente. Vader, baie dankie vir soveel seëninge, wat ons nie altyd elke dag raak sien nie. Tog sorg U so vir ons, Here, tog is daar soveel beloftes in U woord. En Here, ons wil net vir U sê dankie. Dankie, Vader, dat ons U kinders mag wees, en dat U ons Vader is. Seën ons in hierdie week, Here. Lei elke voetstap, dat dit binne U wil sal wees. Here, ons bid dit met smeking in ons harte, maar met soveel dankbaarheid ook, dat ons kan weet, Here, dat U is in ons, U Heilige Gees is by ons, U is om ons. Dankie daarvoor, Vader. Ons bid al hierdie dinge
van U, in die magtige naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Kom ons loof die Here aan die einde van hierdie woordverkondiging uit lied 588. O God van hoop, gee ons U vrede. Leer ons soos kinders op U wag. Ons wil in stryd en moeilikhede van U alleen ons heil verwag. Kom ons sing daarvan vers 1 en vers 3 en dan bid ons om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troue gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Geliefde broeders en susters, wat ons afkondigings aanbetref van ons onderlinge meelewing met mekaar, onthou nou vanaand is daar geleentheid vir die klein groepe om te vergader, syne hoe julle dit ook al reël, of om dalk net 'n bietjie met mekaar kontak te maak en te hoor hoe dit gaan, mekaar ook te bemoedig en te versterk. Wat ons meelewing aanbetref, wil ons graag ook, soos wat u daar kon sien in die diens ook ander, Suster Marlene Jooste is maandagmiddag oorlede. Sy is die afgelope 3 jaar, is sy daar in Samuel Broadbent versorg met hom Koos, haar man, wat haar ook wonderlik bygestaan het en gehelp het en daagliks versorg het. En die Here het haar kom haal. Die troosdiens is Dinsdag 11:00 en ons bid vir hom Koos en sy dogters ook die troos van die Here toe. Nog mense wat ook die verlies moes ervaar van geliefdes wat dood is Myrna van Eysen, wat in die hospitaal opgeneem was, siek was daar en haar moeder is tuis oorlede. Ons dink aan haar en ook Etienne Delport en sy gesin met sy stiefpa, sy ma se tweede man, wat ook na 'n lang siekbed oorlede is. En ons bid al hierdie gesinne die troos van die Here toe. En dan is daar ook siektes, dan die Marie Simon, Annetjie Dievenage en Estet Bredenkamp. Ons dra hulle ook aan die troue sorg, troos en genesing van die Here op, soos wat Gerard ook vir ons mooi gebid het. Dan baie geluk aan F.J. Versagie, wat in huwelik getree het, Grendelstaat huwelik, dis nogal iets om eendag vir jou kinders te vertel. Baie geluk ook aan Ma Elna Versagie met hierdie mooi gebeurtenis. Onthou kinders, ons kateksasie daar by die huis moet ook voortgaan hê, en as julle op datum wil bly, moet ons dan vir hierdie week les 15 gedoen het. En ek vertrou dat julle saam met pappa en mamma mooi op datum bly, ook met die kateksasie werk. Dan wat ons verjaarsdae aanbetref,
Hartlik geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Een besondere verjaarsdag is donderdag met Petrie Skutte wat 74 word. Petrie, pragtige ouderdom waarop die Here jou nog ryklik seën met krag en gesondheid. Ons wens jou net mooi dinge toe vir die jaar wat voorlê. En dan, broers en susters, sal jy ook sien, jy almal het ook al kennis geneem van die Black Lives Matter beweging, wat die afgelope tyd ook so in die nuus was. Ons het vir u daar in die Dienak ander 'n bietjie uiteensetting gegee van wie en wat hierdie organisasie werklik is. En volgende week sal ons bietjie vanuit die skrif 'n perspektief op hierdie beweging gee. Ek wens vir u 'n baie mooi rustdag toe in die Here, en as u dan vanaand 'n klein groepe bymekaar kom, mag die Here julle ook ryklik seën daarin. 'n Lekker dag vir julle almal. Totsiens.